Nou ja, toe daar is ons alweer by Fokus op die Woord, en dis Raymond Lombard hier aan die woord, en dis my voorreg om met jou te gesels. Dit bring ons nou vandag by watter ene, en die een wat ek gekies het, is 1 Samuel 15. Nou hier is 'n geweldige saak, die saak van Saul, Amalek en Samuel, en wat daar gebeur het. Nou sal ek dit eers vir u moet lees, want as ek dit nou nie lees nie, dan gaan miskien baie van u wat nou nie werklik die totale agtergrond ken, nou nie verstaan hoekom hier gebeur het, wat hier gebeur het, en hoekom die Here so ernstig oor hierdie saak was. So ek wil dit graag vir u lees, luister of hoor my aan, of lees saam, 1 Samuel, hoofstuk 15, ons begin by vers 1. Toe sê Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare. Ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy uittog uit Egipte. Nou dan, gaan en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref, alles wat hy het. Jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep, en hulle gemonster in Telaim, 200.000 voetgangers, en 10.000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom, en in die dal 'n hinderlaag opstel, sê Saul vir die Keniete, gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie saam met hulle uit die weg ruim nie, want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egipte. Toe het die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af, in die rigting van Sur, wat oos van Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskap het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes, en die lammers, en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. En die woord van die Here tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet, en aan Samuel is meegedeel en gesê, Saul het in Karmel aangekom en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig, en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel, maar wat vir 'n geblær van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en die beeste gespaar om aan die Here u God te offer, maar die ander het ons met die banvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul, hou op, dat ek jou kan meedeel wat die Here vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom, spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle, totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, en op die buit afgestorm, en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister, en gegaan op die pad, waar die Here my opgestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die Here u God op Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister.
vergeef dan tog nou my sonde, en kom saam met my terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saamgaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. En Samuel sê vir hom, vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeur, en dit aan jou naaste gegee wat beter is as jy. En ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou sou hê nie. En hy sê, ek het gesondig, eer my tog nou voor die oudstes van my volk en voor Israel. Kom saam met my terug, dat ek die Here u God kan aanbid. Samuel het toe teruggegaan agter Saul aan, en Saul het die Here aanbid. Daarop sê Samuel, bring Agag, die koning van Amalek, na my toe. Terwyl Agag dan opgeruimd na hom toe gaan, sê Agag, waarlik, die bitterheid van die dood het gewyk. Maar Samuel het gesê, soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder onder die vroue kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangesig van die Here in Gilgal. Daarna gaan Samuel na Rama, en Saul het opgegaan na sy huis, na Gibea van Saul. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want Samuel het getreur oor Saul, en die Here het berou gehad dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Jy weet, wanneer 'n mens kyk na Saul en hierdie gebeure, en 'n mens moet 'n evaluasie doen oor wat alles hier plaasgevind het, dan staan een ding soos 'n paal bo water. Saul was 'n man wat gebrek getoon het aan ware berou, en dit beroof 'n mens van God se seën in jou lewe, wanneer jy nie ware berou kan toon nie. Natuurlik kan 'n mens verskillende vrae begin vra, soos wat ons tans vraagteken gebeur het. Byvoorbeeld, waarom gee die Here so 'n genadeloose opdrag aan Saul? Ons kan ook vra, was Saul se sonde dan so vreeslik groot? Ons kan ook vra, waarom ontvang Saul dan geen vergifnis nie? Kom ons kyk na die agtergrondsituasie. Wie is hierdie volk Amalek dan? Wat Amalek se sonde was, is geen geheim nie. Die Amalekiete was die eerste volk wat Israel aangeval het, nadat die Here die volk uit Egipte land deur die Rooi See gelei het, op pad na Kanaan. En die gruweldade van Amalek en wat hulle gedoen het, is alles opgeteken. Een gedeelte in die skrif wat dit baie mooi uiteensit, is Deuteronomium 25, vers 17 tot 19, waar Moses aan die volk skryf, dink aan wat Amalek op die pad by die uittog uit Egipte aan jou gedoen het. Hoe hy jou op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede, al die swakkes agter jou, verslaan het, terwyl jy moeg en mat was, en hy God nie gevrees het nie. As die Here jou God vir jou rus gee van al jou vyande rondom, en die land wat die Here jou God jou erfenis sal gee om dit te besit te neem, dan moet jy die gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdelg. Vergeet dit nie. En sou 'n mens terugkeer na Eksodus 17, nog 'n klein bietjie verder terug in die Ou Testament, vers 14, dan lees ons daar staan geskrywe, toe sê die Here vir Moses, skrywe dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Joshua in, dat ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. Amalek het toe Israel uitbeweeg het uit Egipte land nadat dit die 10 plaae oor Farao en sy volk gekom het, was hulle die volk wat Israel aangeval het, maar Amalek het van agter die agterhoede, van agter die volk gekom, nie voor waar die krygsmanne was en wat voorgetrek het in die vreemde in nie. Nee, Amalek, die Amalekiete, het vrou, kind, suigling, die vee, die swakkes, die eenvoudiges, het hy vermoor, die wat ver agter was, die wat moeg was, die weerloses in Israel. Hy het al die swakkes verslaan, terwyl Israel moeg en mat was van die reis uit Egipteland en die mense ver gestap het, en natuurlik honger was en in die vreemde ingestap het, 'n hele volk.
het Amalek van agter gekom en het hulle die swakkes en sieklikes, die vrouens, die swanger vrouens, die kinders en die diere en die wat stadig geloop het hy eenvoudig net met sy swaard vermoor. En God het 'n besluit geneem. En dit is dat hy sal die nagedagtenis van Amalek, die gedagtenis aan Amalek, onder die hemel uitdelg. En daarom het God vir Saul 'n opdrag gegee om nie hierdie volk te spaar nie, maar hulle met die banvloek te tref. Omdat hierdie volk so ver gegaan het en gedoen het wat hy nie moes gedoen het. Amalek het hom onderskei as 'n instrument in die hand van die bose, tot Israel, God se volk, in wording. So, wanneer 'n mens die boek Ester lees, dan kan jy sien daar was weer 'n totale aanslag op die Joodse volk. En raai net, die van u wat die Bybel ken gaan nou weet van wie ek praat, wie was die man wat vir koning Ahasveros en vir Ester beïnvloed het om die Joodse volk te vernietig? Niemand anders as Haman. En wie was Haman? Hy was die Agagiet, volgens die woord van die Here. En wie is die Agagiet? 'n afstammeling van koning Agag van die Amalekiete. Die man wie se lewe Saul gespaar het, maar wie Samuel in stukke opgekap het. Die Amalekiete het dus die banvloek oor hulle self verdien. Daarom God se genadeloose opdrag. En nou dat hulle rus het in hulle land, stuur die Here vir sy profeet Samuel met 'n opdrag na koning Saul, die eerste koning van Israel. En die Here sê vir Saul by monde van Samuel: Die Here het my gestuur om jou as koning te salf. Luister na die stem van die woorde van die Here. Ek het terdeeg gelet op wat Amalek gedoen het met Israel op sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek. En julle moet met die swaard, met die banvloek, moet julle tref. Alles, jy moet niemand verskoon nie, nie vrou, kind, suigling, bees, kleinvee, kameel en esel, maar niks. Tref hierdie hele volk met die banvloek. Ek wil hulle gedagtenis onder die hemel totaal uitroei. En wat was Saul se oortreding? 'n Rukkie later lees ons in vers 8 en 9, maar Saul en die manskappe het Agag, dit is die koning van die Amalekiete, gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes en die lammers, en alles wat van waarde was, wou hulle nie met die banvloek tref nie, maar alles wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. God het natuurlik oombliklik berou gehad, en die Here sê in vers 11, ek het berou dat ek Saul koning gemaak het. Hy het afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. En die Here deel dit aan Samuel mee. En Samuel het kwaad geword vir Saul en die hele nag het hy God aangeroep, maar God het hom glad nie meer geantwoord nie. En daardie oggend, toe sal hy sy esel op en hy reis om vir Saul van aangesig tot aangesig te gaan ontmoet. En toe hy by hom kom, vers 13, toe sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Maar Samuel sê vir hom in vers 14, maar wat vir 'n geblær van kleinvee sit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor. Hy sê ek hoor dan diere wat bulk. Wat hoor ek? Wie se diere is dit? En toe antwoord Saul, en Saul sê vir hom, van die Amalekiete het ek dit gebring, want die manskappe die beste van die kleinvee en die beste van die beeste gespaar, om aan die Here, u God, te offer. En Samuel maak sy verklaring, en Samuel sê vir hom, hou op, dat ek jou kan meedeel. Hy sê vir hom, het die Here jou nie as koning gesalf nie? Waarom het jy nie geluister na die woord van die Here in die vers 20? Saul sê, maar ek het geluister. Samuel sê, maar jy het nie vir Agag met die banvloek getref en die beste het jy gebere. Hy sê, dit is nie wat God jou gevra het nie, en die koningskap word nou van jou weggeneem. Nou, as 'n mens Saul ontleed uit hoofde van hierdie hoofstuk, en 'n mens lees dit nou keurig en met aandag, dan gaan jy agterkom dat Saul was 'n man sonder berou.
Saul het nie die eer van God gesoek nie, maar sy eie eer, want u moet onthou, dat die boodskap wat Samuel gekry het, die oggend toe hy begin soek na Saul, was, Saul het in Karmel aangekom, en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig. So in ander woorde, die boodskap wat hy kry, is dat hierdie man, wat vir Amalek verslaan het, hy het gegaan, en hy het vir hom 'n gedenkteken, as 'n teken van herinnering, opgerig, van die oorwinning, wat hy oor hierdie vyand van Israel, Amalek, behaal het. Maar, ek bedoel, as ons van nader gaan kyk, toe Samuel vir Saul konfronteer, toe probeer hy sy sonde verberg agter 'n front van skynheiligheid. Want in vers 15 sê hy vir hom, die manskappe het dit gespaar. In vers 20 sê hy vir hom, die manskappe het die beste gebeere. In vers 21, maar die manskappe het van die buit geneem. Ander woorde, hy plaas dit die heeltyd by die manskappe. Hy was tog die koning. Hy kon mos vir hulle gesê het, julle kan nie dit doen nie. Dit is God se opdrag. So Saul bly teen alle getuienis teen hom steeds beweer, hy het gedoen wat die Here beveel het, en nou plaas hy die onus op die manskappe. Ongehoorsaamheid, sê die Here, is 'n direkte gevolg van 'n onbekeerlike hart. En wat van Saul se latere erkenning en belydenis, wat het gebeur in vers 24 en 25? Toe Samuel hom bly druk op die feit, maar hy het nie gedoen wat God gesê het. Toe sê Saul uiteindelik vir Samuel, lees ons in vers 24, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het. Want ek was bang vir die manskappe, en ek het na hulle geluister. U sien, dit was die probleem, is dat hierdie man het gesondig, en hy wou die onus op iemand anders te plaas, en nou sê hy was bang vir die manne. Dit is nie genoeg om dit met die lippe te sê, en dit nie met die hart te bedoel nie. Want ek bedoel, as ons gaan kyk, sê hy, vergeef tog nou my sonde, en kom saam met my terug. Saul het nie werklik opregte berou gehad nie. Sy groot bekommernis was steeds sy eie eer en koningskap, want hy sê, eer my voor die oudstes van my volk. Hoor wat pleit Saul by Samuel, gaan saam met my en eer my, vers 30, voor die kinders van my volk en voor Israel, en kom saam met my terug. En wat eintlik hier uitkom, is dat Saul het nie werklik opregte berou gehad, omdat hy nie God se woorde vervul het, alhoewel hy sê, ek het gesondig. Sy bekommernis is sy eie eer en sy eie koningskap. Hy verraai dit in sy woorde aan Samuel, toe hy vir hom gesê het, in vers 30, eer my tog voor die oudstes van my volk. Daar's geen gedagte aan God nie. Selfs in die oomblikke is die eer van God vir Saul nie die belangrikste oorweging nie. Dit gaan vir hom veel eerder daarom dat Samuel hom, Saul, voor die leiers van die volk sal eer. En daar is 'n soort berou. Judas Iskariot het dit ook gehad, maar dit was net begaan oor die gevolge van jou sonde, omdat jy uitgevind is. Terwyl egte, hartgrondige berou 'n mens voor God bring met nederigheid, met ootmoed en met 'n hart wat vol berou is, met hierdie een alles oorheersende verlange. Ek begeer om vergewe te word, omdat ek teenoor God gesondig het en sy woord oortree het en die eer van God nou aangetas is. Ware berou verlang slegs om weer in die regte verhouding met God herstel te word. So 'n hartgrondige berou vind ons nie by Saul nie. Daarom sê die Bybel van hom in vers 35. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie. Want Samuel het getreur oor Saul en die Here het berou gehad dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. En toe Saul later 'n navraag doen by Samuel oor waarom die Here nie met hom praat nie, in 1 Samuel 28, daar nadat Samuel gesterwe het en hy begrawe is, toe probeer hy mos weer met hom kommunikeer, met die dode kommunikeer, en die Here daar 'n geweldige ding gedoen, en ek verduidelik dit op een van my series en ook in my boek Die Geesteswêreld, en ek wil nie nou daaroor uitbrei nie, maar die een ding wat Samuel vir Saul gesê het is, die dinge wat die Here Saul aangedoen het, is dat die Here van Saul gewyk het. Die Here praat nie met hom, nie deur die Urim, nie deur die Thummim, nie deur drome, nie deur profete. God wil nie meer met hom praat nie. Ja, miskien sal u vra, maar hoekom sal God nie 'n man vergee wat berou toon nie?
Want die punt is net, ander mense wat 'n diep berou gehad het ware vergifnis ontvang by God. Hoekom nie Saul nie? Wel, dink 'n bietjie. Toe Dawid gesondig het met Batseba, het hy die diepste grondige berou getoon wat 'n mens sekerlik kan in Psalm 51. U kan sy belydenis voor God en hoe hy smeek om genade voor God en smeek om in die regte verhouding met God herstel te word en smeek dat God sy gees nie van hom wegneem. Dit kan jy alles gaan lees in Psalm 51. Die tollenaar in Lukas 18, hy wou nie eers opkyk na die hemel nie, maar hy het sy oë toegemaak en hy het maar net op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Dink aan die verlore seun in Lukas 15, hoe hy met hartgrondige berou na sy vader gaan, sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, ek is nie werd om u kind genoem te word nie, maak my soos een van u diensknegte. So in die geval van Dawid, die tollenaar, die verlore seun, en so kan ek aangaan, baie mense in die Bybel, hulle het 'n absolute hartgrondige berou voor God gehad. Weet jy, selfs 'n goddelose koning, soos die koning van Ninive, toe Jona gepreek het en gesê het, binne 40 dae word Ninive verwoes, het die koning van sy troon afgeklim, hulle het in vas en gebed gegaan, hulle het tot God geroep, hulle het gaan sit in die stof, en gesê, geen mens en dier kan eet en iets drink nie, en God het van gedagte verander, sê die Bybel. Maar hierdie soort berou, van 'n Judas Iskariot, en van 'n Saul, gaan nie by God af nie. Die soort van berou, wat 'n Dawid, en die tollenaar, en die verlore seun, en baie ander in die Bybel getoon het. O ja, daai soort van sonde, belydenis, kan ons sien, aanvaar God. Luister bietjie hierna. In 2 Korintiërs 7, vers 19 lees ons, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. 'n Berou tot bekering, dit wil sê, 'n berou wat lei na 'n hartsbekering. So 'n berou behaag God. En koning Saul het dit nie gehad nie. Ek het 'n vraag om aan u te stel. Het u en ek ware berou? Ware berou aan dit waarin ons skuldig staan voor die lewende God? Het ons 'n hartgrondige, 'n ware hartsberou, wat nie begaan is oor die gevolge van my dade so seer, as my verhouding met God wat vertroebel is, dat my verhouding met die lewende God geskaad is, omdat ek nie geluister het na wat God gesê het, en my op 'n sondige pad begewe het, en in sonde geval het. En nou het ek diepe vergifnis by die Here nodig. God kan dit gee. Daarom sê die Bybel, as iemand ewenwel die een of ander misdaad oorval is, moet julle wat geestelik is so een reghelp, met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. As jy staan, moenie roem daarin nie, want môre val jy dalk baie hard. Maar laat ek dit vandag aan u stel, in geen onduidelike terme. God het Saul nie vergewe vir wat hy gedoen het in daardie opsig, want Saul het nie 'n waaragtige berou gehad. Hy wou maar net in sy posisie as koning aanbly, en hy wou maar net geëer word voor die volk. Eerder dat ons voor God opbreek, en 'n berou toon, en God se vergifnis ervaar, dan kan hy ons weer herstel. Saul sal altyd bekend staan as die man, wat nie ware berou het. En so tussen u en my, hoe is Saul dood? Baie mense sal sê, hy het selfmoord gepleeg. Wel, hy het 'n poging aangewend, in 2 Samuel 1, om wel selfmoord te pleeg. Hy het 'n poging aangewend. Maar weet jy wat? Sy hele lewe was nog steeds in hom. Sy lewe was nog daar. En toe kom 'n man by hom verby, en hy sê vir die man, maak my van kant, voordat daai mense met my die spot dryf. Dit was in die oorlog. En daai man was 'n Amalekiet. Die Amalekiet het vir Saul sy kop afgekap. Die manne wat hy aanvanklik nie doodgemaak het, dit het hom ingehaal.
Jou sonde sal, as jy dit nie bely nie, sal dit soos 'n Amalekiet terugkom en dit gaan vir jou inhaal. Die Bybel sê party mense se sonde gaan voor hulle uit, andersin kom agterna. Ek wil eerder hê dat God moet my sonde vergewe in Jesus naam. Amen. Het jy al van Faith Equip gehoor? Faith Equip is 'n plaaslike media maatskappy wat saamwerk met pastoor Raymond Lombard en ander kenners van die woord om 'n versameling Christelike artikels, boeke en lesings in verskillende formate beskikbaar te maak aan mense reg oor die wêreld. Besoek gerus die webwerf by www.faitequip.co.za vir meer inligting.